Goeiemôre. Ek weet ons mag nie praat nie, maar ons mag seker groet. Baie van die goede voel so simpel en vreemd. Gelukkig het ons dit nie uitgedink nie, en 'n mens dink, sê net maar die mans en vrouens wat hier is, maar ons slaap in dieselfde bed, wat kan ons nou nie langs mekaar in die kerk sit nie, maar dankie dat julle gehoor gee daaraan. Mense weet nooit of jy hier opgecheck word nie. Baie welkom, dankie dat julle hier is. Ek is so bly om julle te sien. Ek hoop dit gaan met julle baie goed. En dat die Here ook vir julle hier vandag sal ontmoet en dat hy vir julle ook sal seën hier by sy tafel en sal verseker ook van sy liefde. Baie seën vir elkeen van julle en dankie dat julle hier is. Dankie ook vir julle gebede in hierdie tyd. Ek het in die laaste 3 maande elke liewe dag lidmate gebel, maar omtrent elke dag het lidmate my ook gebel om te sê, is jy nog okay? Gaan dit met jou? So dankie vir die omgee ook na mekaar toe. Môre Attie, welkom. Ek gaan vir ons begin met die woord van die Here, deur so 2 verse te lees uit Openbaring 7. Een mens skryf vanaf vers 9 af 'n toneel van wat op hierdie oomblik in die hemel aan die gang is. Dink gou jou konteks hierso, jy sit hierso, jy is bewus van mense wat uitmekaar uit sit, 'n masker wat 'n ou pla, ensovoorts, maar op hierdie oomblik skets Johannes 'n prentjie vir ons wat hy al 2000 jaar terug gesien het, wat net so waar is van wat nou plaasvind op hierdie oomblik. In die hemel hoor ons, daar is 'n groot menigte, en daar is engele, en daar is mense uit elke stam, taal, volk, ras, nasie, en hulle almal draai so om die troon. Die troon is in hierdie prentjie, die sentrum, en almal loof en prys die Here. Ons hoor by vers 10, hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit, en van die lam, uitroepteken. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees in die Ou Testament, daar by Eksodus 19, dat die volk van die Here hulle self moes was, letterlik skoon was voordat hulle in die teenwoordigheid van die Here kon kom daar by Sinai. In die Nuwe Testament hoor ons weer, ons kan onsself nie was van ons sonde nie, maar dat God ons kom was het. Dink gou dat God jou gewas het in Christus Jesus, sodat jy voor hom kan verskyn. En daarom ook die goeie nuus dat hy vir jou vanoggend hier verwelkom en dat hy vir jou groet. Genade en vrede vir jou. Nou broer en suster, daar is seker nie 'n beter lied wat beskryf hoe wonderlik dit is om hier te kan wees nie. Psalm 84 sê juis dit. Iemand het dit gaan dig omdat hy beleef het hoe wonderlik dit was om in die tempel van die Here in te beweeg. En ek dink ernsste iewerste, as ek die gedig ook so lees, het die son deurgekom, was daar dalk 'n duif of 'n ding wat in die tempel ingevlieg het. Maar dan sing hy, hoe lieflik is u woning, Heer. Ek wil vra dat ons sal staan uit respek en met agting vir die Here. En dan wanneer ons luister na hierdie lied, dat die mense dit sommer hier ook in jou hart saam sal sing met hierdie lied. Kom ons loof die Here met Psalm 84. Skare hoe begeer, my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan, en in die tempelpoort te staan, met u belinde lofgesange, my hart en vlees, o God roep luid, tot u wat lief verlangend uit. 'n son en skuld
Baie dankie, jy kan maar sit. Julle weet mos as 'n mens by vriende gaan kuier, dan is daar kere wat 'n mens mos nou eers 'n bietjie uitvis oor mekaar en hoor hoe dit gaan en lekker kuier. Dalk is die skaalbout nog in die oond en dan word die tafel gedek as dit nie al reeds gedek is nie en dan eet 'n mens en dan hier op die einde dan groete mense, gaan 'n mens by mekaar van mekaar af weg. Ander kere as 'n mens weer opdaag by mense, dan eet jy dadelik en die kuier begin saam met die ete. Nou vir die 11 jaar of wat ek nou in die gemeente is, het ons altyd eers begin met die kuiergedeelte en dan aan die einde geëet en dan huis toe gegaan. Maar omdat alles so op sy kop gekeer is, gaan ons die diens begin by die nagmaal. Ons gaan eers saam met mekaar die tekens geniet wat die Here vir ons gegee het om ons geloof te versterk, dalk ook omdat ons so honger is na 'n erediens, honger is na die Here, en dan gaan ons verder ook saam kuier met die Here in sy woord. Met die nagmaal het ons die voorreg om saam te eet, 'n klein ete wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Ons het die voorreg om met God te eet, uit God se hand te eet, want hy is die gasheer. Jy is genooi, nie oor jou waarde of jou status nie oor jou geld of jou besittings nie oor jou prestasies of ideale nie oor jou godsdienstigheid of goeie werke nie, maar omdat God is wat uitreik na jou om vandag en elke dag van jou lewe by hom aan sy tafel te kom eet. Maar om jou voete onder God se tafel in te steek, is 'n belydenis dat jy hom met jou hele lewe vertrou. Dit is 'n uitdrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met al twee oë na hom kyk, dat jy in alle omstandighede alles van hom verwag. Dit is om God alleen te vertrou, om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Dit is om 'n hart te hê wat nie verdeel is nie. Daarom moet ons almal nou op hierdie punt toets. Waarop sit jy jou hart? Wat is die dinge waarop jy staat maak? Want dit is die dinge wat bepaal waar jou hart ook is, het Christus gesê in Matteus 6 vers 21. Is jou hart by die enigste ware God van die woord? Of is dit elders, omdat sy woord en beloftes vir jou nie genoeg is nie? Dis 'n vraag na my en jou prioriteite. Is die Here vir ons eerste? Is hy vir ons alles? Het jou hart dalk die gevangene geword van ander loyaliteite, soos jou werk, of jou tyd, jou inkomste, jou eiendom, jou aansien, jou kennis, jou voorkoms, jou gesondheid, jou begeertes, jou volk, jou toekoms, jou veiligheid, jou geluk? Is dit waarvoor jy jouself gee, in ruil vir vrede, geluk en vastigheid? Het die dinge nie dalk jou gode geword nie? Is God nog 'n faktor vir jou? Verwag jy nog iets van God? Kom ons elkeen speel ons in die woord van die Here in hierdie vraag, en dan word ons elkeen stil daarby om in haarself in stil gebed. Kom ons vra onsself hierdie vraag voor die Here af. Jy kan jou gebed begin afsluit asseblief. Daar is so iets soos 'n afgod, 'n teengod, 'n nie-god, iemand of iets wat nie God is nie, maar op wie ons vertroue stel. Ons kan God so as ware verloon. Wanneer ons egter nou hier vergader is, kom God na elkeen oor en deur alle grense of skanse heen om ons te ontmoet en maak hy 'n aanspraak op ons hart en op ons verstand en op ons liggaam en op ons planne
en op ons tyd en op ons lewe en op ons goed en op ons gesin en wil hy hê dat ons moet luister. As hy sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Ek is die Here wat sê, ek is die enigste God. Jy mag naas my geen ander gode eer of dien nie. Jy mag nie my naam misbruik nie. Jy moet die Sabbatdag hou. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie lieg nie en vals getuienis aflê nie. Jy mag nie begeer nie. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang vir die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die ware wingerdstok. Ek is wat ek is en jy mag naas my geen ander gode hê nie. Want niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie, omdat een altyd eerste sal kom en die ander tweede. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Kom ons dink vir 'n oomblik na aan ons sondes, aan ons verkeerde besluite, foute wat ons maak, eer wat ons die Here nie gee wat hom toekom nie. En dan gaan ek vir ons voorgaan met die gebed van Pinkster. En as jy die Pinksterreeks ook gevolg het en daardie vers uit Psalm 51 gememoriseer het, ek dink ons sal by vers 12, dan kan jy dit in jou hart ook saam met my opsê. Kom ons bely ons sonde voor die Here. Vergewe ons, Here, ons oortredinge. Dit is so baie. Skep in ons 'n rein hart, o God, vernuwe ons gees en maak ons standvastig. Amen. Die formulier vir die nagmaal verkondig ook aan ons die genade van die Here deur te sê, God is nie skaam om jou hier aan sy tafel te ontvang nie. Dit is die ewige wonder van God. Ons het nie reg op hierdie ete nie, maar God nooi my en jou in sy teenwoordigheid om uit sy hand van sy tafel af te kom eet. Daarom mag jy jou op hom verlaat, jou verdeelde hart verbind aan hom en mag jy ook aansit vir die ete, mag jy ook nagmaal vier, mag jy vir altyd aansit by die tafel van die Here en uit sy hand eet. Kom ons staan asseblief, dan doen ons saam belydenis van ons geloof, alhoewel jy dit net in jou hart mag doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Bly net so staan asseblief, dan doen ons saam die tafelgebed. Vader, Seun en Heilige Gees, hier by u tafel, alleen sonder u, sukkel ek om u oor die berg van my sonde te sien. Maar dis 'n ander prentjie saam met u. Dankie dat u my sonde kom wegvee het, Here Jesus, en my pad na u gelyk maak. Nou kan ek u sien. Met die brood en wyn in my hand sien ek u raak in die geloof. Laat my u lig vind in my duisternis.
U lewe in my sterwe, U vreugde in my hartseer, U genade in my sonde, U rykdom in my armoede en U heerlikheid in my aardsheid. Seën ons nou, Here, wanneer ons hierdie tekens uit U hand ontvang en dit gebruik in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie, jy kan weer sit. Op hierdie moment in ons erediens wil ek baie spesiaal welkom ook sê aan al ons kykers en luisteraars daar by die huis, wat ook vanoggend, daar's baie van ons bejaardes wat graag hier wil wees, mense wat nog onseker is rondom die virus en so aan, wat nie vanoggend wou waag om hier te wees nie, mense wat om ander omstandighede, ook omdat daar net soveel plek is in die kerk, toegelaat word, wat by die huis hierdie video na die tyd gaan kyk, en ons wil vir julle sê, in die gees is julle saam met ons hier, maar is ons ook saam met julle in hierdie dag, en wanneer ons nou hierso die nagmaal gaan vier, hoop ons dat jy ook jou broodjie gereed gemaak het daar by die huis, as ook jou druiwesap of wyn, en dat jy ook die seën van die Here sal beleef hier by die heilige sakrament van die nagmaal. So neem asseblief vrymoedigheid daar by die huis, om saam met ons ook deel te neem aan die nagmaal. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam gegee het tot volkome versoening vir al ons sondes. Die beker is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy kosbare bloed gegee het tot volkome versoening vir al jou sondes. Sal jy asseblief saam met my staan, dan sê ons vir die Here dankie. Ons hemelse God en Vader, U het ons nie net op aarde gesit om te werk, eet en drink, om dan maar net weer terug te keer tot die stof waaruit U ons gemaak het nie. U het ons die lewe kom gee om U te ken, om in 'n lewende verhouding met U te staan, om U liefde te ontvang en U te geniet, en om U al die dae lank te dien, eer en te waardeer. U gee ons die genade om te werk, en die genade om te rus. Dankie dat ons vandag en elke dag kan rus in die verlossingswerk van U Seun, ons Here Jesus Christus. Wanneer ons hierdie druiwesap of hierdie wyn drink, hierdie brood eet, dan dink ons hoe U Uself gegee het aan die kruis, sodat ons versoen kan wees met ons Skepper en Vader, sodat ons tot in ewigheid gelukkig saam met U kan wees, en saam met ons geliefdes wat ons vooruit is, en saam met mekaar, U hele kerk. Met ons hele hart kom kleef ons aan U vas, want U is ons bruidegom, ons is U hemelse bruid.
Soos 'n vrou onder die veiligheid en warmte van haar man se arm inskuif, kom klim ons nou onder u omhelsing in vanoggend. Ons kom skuil onder die skild van u vaderlike beskerming, Here ons God, want ons kan nie hierdie virus sien nie, en ons wil nie hê iemand moet siek word hier by die erediens nie. Bewaar ons asseblief. Met diepe dankbaarheid is ons hier saam in u almagtige teenwoordigheid. Dankie vir u goedheid en getrouheid die afgelope weke en maande. U het ons deur elke liewe dag en oomblik gedra. En daarom loof en prys ons u in Jesus se heilige naam. Amen. Ek kan maar wees, dankie. Ons gaan saam lees uit Filippense hoofstuk 3. Jy kan daar oopmaak as jy jou Bybel saamgebring het, of dalk op jou selfoon lees. Ons gaan lees by vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons is almal wat geestelik volwasse is. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier toe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Paulus wat hier so 'n klompie baie sterk uitdrukkings gebruik en baie emosioneel. Baie mense dink hy's net rasioneel, hy's net 'n kopmens, maar jy hoor hoe praat hy uit sy hart uit. God is soos 'n hond.
Dit is wat Francis Thompson gesê het nadat hy tot bekering gekom het. Hy het 'n gedig geskryf, The Hound of Heaven, die hond van die hemel. So beskryf hy die Here. En ek wil net so 'n paar reeltjies vir julle lees uit hierdie baie ou gedig. Hy sê, I fled him down the nights and down the days. Nag en dag het ek gevlug van God. I fled him down the arches of the years. I fled him down the labyrinthine ways of my own mind. Soos 'n doolhof in sy kop. Jy weet mos daai prentjies uit die flieks nê, of uit ons fantasieboeke wat ons vir ons kinders lees van daai tuine wat sulke gangetjies het met doodlope en so aan waarin jy jou vasloop en waarin jy kan verdwaal. And in the midst of tears I hid from him. Selfs in my trane het ek weggekruip vir hom. Francis Thompson beskryf hoe hy weens die sondigheid van sy hart met alle ywer probeer wegkom het van die Here. Wou nie in hom glo nie, wou niks met hom te doen nie. Dit is ook mos so dat sonde lekker is, alhoewel dit later seer maak, maar nietemin, hy het probeer wegkom van God, hy het gevlug, hy het baie hard gevlug, hy het gevlug, sê hy, in die doolhowe van sy gedagtes met die hoop, dat God sy sent, sy reuk, sy spoor sal verloor, sodat hy kan wegkom van die Here af. Sy lewensverhaal vertel ook hoe hy in dwelms ingevlug het. Hy het 'n verskriklike skerp brein gehad, maar weens die dwelmverslawing kon hy nie toelating kry tot die universiteit nie, meer as een keer, tot groot teleurstelling van sy pa en sy familie. Maar dan sê hy, die hele tyd was God op sy spoor, soos sy jaghond. Hy het hom gevolg deur hartseer en vreugde, deur mislukking en sukses oor jare, maar God het nie opgegee op Francis Thompson nie. En dieselfde is ook waar natuurlik van die kerkvader Augustinus, wie se verhaal baie bekend is, as jy dit dalk ken en jy ook daaraan kan dink. Ek dink Paulus sou homself ook baie kon assosieer met Thompson. Ek dink Paulus sou the Hound of Heaven gememoriseer het en baie gereeld en dalk ook in sy preke en in sy skrywes aangehaal het vir mense, omdat dit so iets moois eintlik sê oor God, wat 'n ou nie los nie. Hy vat jou spoor en hy volg jou totdat hy jou vind. Want ook Saulus se spoor is gevolg daar op die Damaskuspad. Daar het God hom gevind in 'n totale toestand van verlorenheid, want Saulus was selfvoldaan, vol van homself, selfversekerd, so oortuig van sy lewensdoel, trots, 'n slim fariseer wat by die beste geleer het, 'n ware Hebreër en 'n Romeinse burger, besny en wetsgehoorsaam. Gaan kyk maar net sy CV, daar in verse 5 en 6 voor die gedeelte wat ons nou saam gelees het. Maar toe draai Jesus sy hele lewe onderste bo. Hy dop hom uit soos nat wasgoed. Hy draai sy kop met wat hy kom doen het vir Saulus. Saulus sien Christus wat homself offer, wat sterwe in sy plek, wat sterwe vir hom, en hy sien die oorwinning van Christus wat uit die dood uit opstaan. En op hierdie manier draai Christus deur sy gees Saulus se kop, sodat Paulus in vers 7 skryf, maar wat eers vir my 'n bate was, wat eers vir my belangrik was, beskou ek nou as waardeloos. En hy herhaal dit, met ander woorde, dis vir hom 'n verskriklike belangrike gedagte. Hy sê dit 2 keer, hy wil hê sy lesers moet dit baie goed hoor. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, en dan roep hy sy lesers en sy hoorders op om dieselfde gesindheid te hê, en sê hy, volg my daarin na, het dieselfde uitkyk as ek,
Besef wat Christus vir jou gedoen het en kyk dan net na al hierdie goeders op aarde. Sien dit in die regte perspektief. Ek beskou alles as waardeloos. As dit nie is wat ek en jy ook in hierdie Paasfees en Pinkster beleef het nie, waarin ons die wonderlike werking van God en sy liefde vir ons gesien het en gehoor het nie. As dit nie is wat ons in hierdie laaste maande van inperking geleer het met alles wat van ons al weggeneem is nie. Soos ons vryheid en ons vreugdes, ons werke en geleenthede, ons tyd, ons inkomste, ons veiligheid en ons plesier, dan het ons gemors met die geleentheid wat die Here ons gegee het om te besef dat alles net tydelik is. Dat alles feilbaar is, dat alles tot niet gaan, hoe broos alles is, dat alle sekuriteite vals is, dat mense gevaarlik en onbetrouwbaar kan wees, en dat ons eie planne maar beperk is, en dat ons nie in beheer is nie. As al hierdie dinge, dit wat ons in ons kerklike jaar gevier het en hierdie geskiedkundige gebeure in ons leeftyd jou nie nader aan God gebring het nie, jou nie na hom gedryf het, sodat jy ook saam met Paulus uitroep, wat eers vir my 'n bate was, dit wat ek so nagestreef en nagejaag het en voorgebid het, dit beskou ek nou as waardeloos, want om Christus te ken oortref alles in waarde. Wat het jy geleer in die laaste 3 maande? Waar was jy? En waarmee was jy dan besig? Ek dink 'n bietjie aan John Piper, wat na sy kanker 'n stuk geskryf het met die opskrif, die titel, Don't Waste Your Cancer. COVID-19, die coronavirus, gaan ook verbygaan. Laat ons nie hierdie baie spesiale tyd met al die sleg daarvan, laat ons nie mors nie. Let's don't waste it. Dis 'n geleentheid ook wat die Here vir ons gee om meer afhanklik van hom te lewe, om inniger saam met hom te lewe. Kom ons laat nie hierdie geleentheid by ons verbygaan nie, maar kom ons gryp dit aan. Die ding is, 'n lewe saam God en met die Gees wat in jou woon en werk, behoort 'n mens al klaar te laat sê wat Paulus hier sê in Filippense 3. Maar wie van ons het dit regtig gedoen? Ons was so besig met die lewe, so afgestomp deur die gejaag. Hierdie pandemie, en dis wat dit gekos het ons in ons spore kom stop. En eintlik, in 'n sekere sin vir ons kom help om net weer perspektief te kry. Die 3 maande was vir ons gesin 'n groot uitdaging, maar die tyd vir ons as gesin saam was so kosbaar geweest. Ek wonder eendag as ek nie eers meer hier is nie, wat my kinders, my kleinkinders gaan sê van hierdie gebeure, van saam wees onder een dak, van saam speletjies speel in die aande, saam flieks kyk, saam Bybel lees, saam bid, saam eet. Ons het 'n perspektief kon kry op wat regtig saak maak, op wat regtig belangrik is. En as 'n ou nie gesien het dat God belangrik is in hierdie tyd nie, dan is ons nog so arm, en dan moet dit dalk ook nie nou al verbygaan nie. En ek sê dit met groot sensitiwiteit vir mense wat baie swaar kry en sterwe weens hierdie virus. Maar daar's ook 'n ander waarde en 'n ander kant aan hierdie ding. Die COVID-19 virus maak dat elkeen van ons die dood in die oë staar. Ons kan sterwe. Hou dink daaraan as jy net gaan melk en brood koop.
En ons gaan ook sterwe, al is dit nie van hierdie virus nie. En daar is net een wat ons kan red van die aardse dood en van die ewige dood, en dit is Jesus Christus, na wie toe die woord ons vanoggend wys. Dis wat Paulus besef het, en ek dink in daardie tyd, sonder die mediese wetenskap en met die gewelddadigheid ook van daardie tyd, het mense nie almal baie lank gelewe nie. Ek dink dit was 'n prestasie as jy ouer as 40 jaar geword het. En Paulus, wat aan die einde van sy lewe ook kom, maak hierdie uitsprake, hy besef hierdie goeters, hy sê in vers 20, ek het besef ons is net tydelik hier, ek het besef ons is burgers van die hemel. Jy is 'n burger van die hemel. Ja, jy's 'n burger van Suid-Afrika, maar jy's 'n burger van die hemel. Hy sê, die Here Jesus sal met krag ook ons nederige, brose, feilbare liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. 'n liggaam wat nie kan siek word nie, 'n liggaam wat nie in 'n ongeluk kan breek nie, 'n liggaam wat nie kan sterf nie. Die goed was op Paulus se gedagtes. Dit was sy troos in die lewe. Dit was sy hoop gewees. Geen wonder ons gereformeerde voorouers het gesê in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes, wat is my enigste troos? Nie een van baie troose nie. Wat is my enigste troos in lewe en sterwe? Dat ek na liggaam en gees, in lewe en in sterwe, nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Ek is 'n burger van die hemel, ek het 'n toekoms, ek het 'n toekomsperspektief, ek het 'n hoop ook, dat hierdie liggaam vir my sal word, soos die van my Here Jesus. Al hierdie wonderlike goed het gemaak, dat Paulus bely het, dat God daarom vir hom die grootste en die beste bate was. En nou moet 'n ou nou nie kom met sulke simpel gedagtes en dink die Here sê nie, my kinders is belangrik, of my eggenoot is belangrik, of my werk is belangrik, of die lewe, of die skepping, of al hierdie goeders is belangrik, maar die belangrikste, dis vir Paulus so belangrik, dat hy sê, ag, al hierdie ander goeders is eintlik waardeloos, so staan Christus in sy gedagtes en sy hart op. Dat hy sê, hy is die grootste en die beste bate. En dit maak dat 'n kind van God, as daai pennie gedrop het hier in jou hart, dat jy nie jou tyd wil mors met die simpel goed op aarde nie. Dat jy nie jou wil besig hou met sondige plesiertjies nie. Jy kan jouself besig hou met plesiertjies, maar nie sondige plesiertjies nie. Maar dat jy wil voluit lewe vir Jesus en saam met Jesus. Kyk vers 8. Terwille van hom het ek alles prysgegee. Ons weet hy was 'n sendeling. Hy was op baie reise gewees om van hierdie Christus te gaan vertel, sodat ander mense ook kan ontvang wat hy ontvang het. Terwille van hom het ek alles prysgegee, het ek al daai goeders gelei, waarvan hy skryf in 2 Korintiërs 11, het hy selfs met sy liggaam gelei, terwille van hom, en daarom beskou ek dit alles as ook verwerplik, iets wat jy van jouself af weggooi, omdat dit van minder waarde is, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, want hy is alles. Kyk, Paulus is die ou waarvan Jesus eintlik die storie vertel het, wat 'n skat gevind het in 'n land, en toe hy daai land vind, met hy skat, toe gaan verkoop hy mos al sy goeders, om daai land te koop, met daai waardevolle skat. Dis wat Paulus gedoen het. Hy het 'n land met 'n skat ingevind, en dit was kosbaarder as enige iets wat hy in sy lewe gehad het. Enige iets wat hy was, en daai CV wat hy skryf, al sy prestasies en dinge, was belangriker as alles gewees, en hy het sy hele lewe alles verkoop,
sodat hy hierdie land met hierdie skat kan kry, dat hy Christus as enigste bate kan verkry, want hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy is alles, hy is die lewe. Broer en suster, die hemelse hond het ook jou reuk, en hy het jou spoor gevat, en hy vind jou hier vanoggend. My en jou lewe kan in 'n oogwink verander. Dit kan wees dat jy hierdie week die noodnommer moet bel en positief getoets word vir die virus. Dat jy in 'n hospitaal moet gaan lê met 'n ventilator en dalk moet sterwe. Hierdie oomblik is so bitter belangrik om hierdie woord ook te hoor. Die hemelse hond vind jou. Sit jou geloof en jou vertroue in hom. As jy lang die pad met die Here stap, sit jou geloof en jou vertroue weer in hom. Hy het jou so bitter baie lief. Wil jy nie vandag jou lewe opnuut aan hom wy nie? Want nie een van ons weet hoe lank ons het nie, maar dit gaan tot 'n einde kom. Wil jy nie met elke kosbare asem vir hom lewe totdat jy jou laaste asem uitblaas nie? Jy sal nooit spyt wees nie. Dis alles die moeite werd, sê die apostel. Paulus sê in die woord van God, hy is alles die moeite werd. Hy is meer as die moeite werd. Niks kompeteer eers met hom nie. Alles in vergelyking met hom is waardeloos, want hy is ewig en die res gaan tot niet kom. Paulus gaan selfs so ver om te sê, daarom is dit verwerplik in vergelyking met hom. Glo in hom, vertrou hom. Wil jy nie ook sommer in die proses jou huwelik en jou kinders, jou werk, jou geld en besittings, jou tyd, jou gesondheid, jou geleerdheid en status, jou emosies en drome inspan vir God, sy eer en sy koninkryk nie? Dis seker wat Paulus in gedagte gehad het toe hy gesê het, dink daar in 1 Korintiërs 10, vers 31, of ek eet en of ek drink of wat ook al ek doen, wil ek doen tot eer van God. In vers 13 hoor ons Paulus sê, maar een ding doen ek. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. En ook hierdie gedagte herhaal hy, so belangrik is dit vir hom. Hy sê, ek span my in, ek gee my kragte en my tyd om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Hy doen nie hierdie goeders sodat hy gered kan word nie, maar omdat hy klaar gered is. Dis nie 'n stuk werksheiligheid nie, dis die genade om saam met God voluit te lewe, totdat ek die hemelse prys ontvang. Hoor jy vanoggend die hond blaf? Hy blaf om ons wakker te blaf. Hy wil ons wakker maak. Dis 'n blaf wat sê kom. Dis 'n blaf wat roep. Maak jou los van alles wat jou terughou om voluit te lewe en maak jou vas aan Jesus Christus. Want hy is die grootste, hoogste hemelse prys. Om hom te ken, oortref alles in hierdie lewe. Wil jy, wat dalk nog nie gered is nie, en jy, wat al lankal gered is, nie soos Paulus vandag bid, al wat ek wens, is om Christus te ken nie.
Kom ons bid saam. Dit gee ons soveel vreugde om U te ken. Dit gee ons genot en onderhou ons wanneer ons na binne kyk en binne onsself U daar vind. Dis vir ons wonderlik om die werking van U Gees te erken wanneer ons nie meer vir onsself wil lewe nie, maar vir U. Met alles wat ons is en met alles wat ons het wat U vir ons gegee het. Ons wil U volg. Ja, ons sukkel daarmee en ons val. Ons is swak en sondig, maar ons weet, ons is op pad saam met U. Ons wil graag meer soos U wees, Jesus. Ons wil graag meer van U beleef in ons lewens. Ons wil U liewer hê as die sonde waartoe ons geneig is en baie keer kies. Ons wil nie val voor die leuns van geluk en versoekings van die bose nie. Maak ons waaksaam, want ons kan niks hiervan op ons eie doen nie. Daarom vra ons Heilige Gees, lei ons, leer ons, beskerm ons. Maak ons lewens Christus gefokuste lewens. Help my om altyd vir U te lewe. Help my om U lief te hê meer as wat ek myself liefhet. Neem beheer oor my wil en strewe. Ek gee dit vir U. Want U weet beter as ek. Ons wil U nie teleurstel nie, Vader. Ons wil U tevrede stel, eerder as onsself. Ons wil U stel bo ons geluk, want ons het U lief. U is ons vriend. Ons begeer om ons tyd vir U te gee. Gemeenskap met U is ons verlange. Ons gee ons sorge in U hande en vertrou U met ons onsekerhede, vraagstukke en bekommernisse. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir ons gemeente, ons families, ons familiekringe. En ons bid ook vir ons naaste, ons gemeenskappe, ons land en ons wêreld, vir jonk en oud, vir siekes, bekommerdes, hartseer mense, leiers, werkers. Dankie dat U 'n Vader is wat ons behoeftes op U hart dra. Bewaar ons teen die bose en vernietig die bose en sy planne. In Jesus naam, amen. Ek wil vra dat jy saam met my sal staan, dan luister ons na ons slotlied wat gesing word deur Romans. Hy is die lig om ons. En Corrie, jy kan maar 'n bietjie volume gee, hoor. Voor die kruispad staan jy nou. Dis te ver om jou reis te stop of terug te keer. Als onseker om jou heen. Vir die donker hoef jy nie te vrees. Laat het skyn waar ook al jy gaan. Hy is die lig om ons, skyn op die pad voor ons. En tot die dag lig breek, sal dit ons lei. Dit vat jou siel nog hoër, wat jou laat vlieg.
Is jy eensaam? Is jy benauwd? Voel jy niemand is daar om te hoor wat jou kan help? Maak jou oor toe en glo dit, want ons hoef niks of niemand te vrees as sy lig binne ons brand. Hy is die lig om ons, skyn op die pad voor ons, en tot die dag lig breek, sal dit ons lei. Dit vat jou siel nog hoor, wat jou laat vlieg daarbo, nooit weer alleen. Hy is die lig, ons kan omloop deur die nag, as ons lig skyn, daar is niks wat ons weerhou van sy liefde. Hy is die lig om ons, skyn op die pad voor ons, en tot die dag lig breek, sal dit ons lei. Dit vat jou siel nog hoor, wat jou laat vlieg daarbo, nooit weer alleen, nooit weer alleen. Hy is die lig op ons. Hy is die lig op ons. Ek wil weer eens vir jou sê baie dankie dat jy vanoggend gekom het. Ek bid vir julle. Bid dat julle sal positief bly, dat julle die hoop sal behou, dat die planne wat julle maak ook suksesvol sal wees as dit die wil van die Here is. Dat hy in julle behoeftes ook sal voorsien, en dat die groot besluite wat 'n ou moet maak vir jou lewe, dat dit ook met die leiding van die Heilige Gees sal wees. Baie sterkte in hierdie tyd vir jou. Ek wil jou graag met die seën van die Here terugstuur na jou huis, na jou werk en na jou lewe toe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Daar so 'n laaste skyfie met 'n gebed wat ek gister gelees het. Die woorde, as ons dit net daar kan kry vir die ouens wat bly sit, wat ietsie sê van hierdie hinkering en hierdie begeerte na die Here. Still without ceasing, I feel it increasing. This fervor of holy desire, and often exclaim, let me die in the flame of a love that can never expire. As ek moet doodgaan, laat my doodgaan in 'n vuur, in 'n vlam van begeerte vir U. Mag die Here vir julle seën hierdie week.